My vrou, jy kan hom maar doen. Jy weet, ek praat met Jackie, sê vir eenheid, wat is eenheid? Eenheid is man en vrou wat saam in die huwelik is. Eenheid is, wat ek het so stel, die vrou, jy kry seker die vrouens wat baie gejaagd is, hulle hardloop, waar die man is rustig. Partykeer kry jy weer omgedraai. Maar die twee akkommodeer mekaar in die huwelik. Dis eenheid. Dis die eenheid wat deur God ingestel is. Nou, ek wil vanmôre bietjie met jou deel oor eenheid. Waaroor gaan eenheid? Of is dit 'n geval van, dis my job, ek is die man in die huis en ek doen dit en ek vat my pad en ek gaan en ek sien jou weer later en sy gaan haar gang en dit sien. En daar's nooit 'n kommunikasie tussen mekaar. Word nie met mekaar gesels, word nie met mekaar gedeel. En dit is wat vir my baie lekker is, ek kan die vrymoedigheid neem en dan dalk op 'n Sondagmiddag of op 'n Maandagaand of waar ook al kan ek sê, en hoor mooi, Jack, kan ek met jou gesels? Kan ek met jou slaapkamer stories praat? Dis iets tussen ons. Dit gaan nie oor die slaapkamer, maar dit gaan iets tussen ons. Ons twee hierdie intimiteit. Dis eenheid. Dis waaroor eenheid gaan. Ek wil vir jou die staaltjie vertel van 'n boer, 2 osse, en hy ploeg. En snaaks, die osse is dieselfde ouderdom. Die osse is albei ewe sterk, maar die een was vinniger en vol energie, en die ander een was stadiger. Maar bestendig. Toe die boer hulle die eerste keer inspan, en hy vat die ploeg, jy kan sien die ploeg, toe voel hy die ploeg loop skeef. Is iets nie reg nie. Daar is 'n eenheid, maar jy sien iets is nie hier reg nie. Nou wil ek die woord verder gebruik. Is dit 'n opregte eenheid? Of is dit net 'n eenheid? Jy weet die vinnige os, hy gaan. Stadige os is eweredig. Selfe krag. Maar die ploegvoere loop skief. Want daar's nie 'n volle eenheid nie. Daar's nie 'n presiese eenheid nie. En ons kry dit in die kerk ook vandag. Mense kom saam op Sondagoggend, sit saam, hoor jy, ons gaan dit saam doen. En jy kan dit soos. Jy kan nie aan iemand sê, ek kom, nie bekommerd wees. En die boere het toe gegaan en hy het hulle gevat. Hy het hulle elke dag saam ingespan. En dis wat die Here baie keer met ons doen. Hy laat toe dat ons saam met mense werk, wat dalk nie die tempo werk waarmee jy vertroud is nie. Hy laat toe dat jy saam met mense in die kerk werk, wat nie jou tempo is nie. Hierdie 2 osse het toe naderhand, want hulle is elke dag saam. Hulle het later met tyd begin leer om mekaar se pas aan te voel. Hoe gaan dit by jou, sê okay? Amper sê man en vrou, sê okay. Binne in die kerk, sê okay. Ek weet ek is hastig. Wat gebeur? Die vinnige een begin toe bietjie stadiger teruggaan. Die stadige een begin toe weer optel. En die twee ontmoet mekaar in die helfte. En die boer span hulle weer en hy ploeg weer en hy kyk terug. En hy sien sy ploegvoere loop reg.
En daarom wil ek jou bemoedig. Wat wil die Here ons leer? Ons geestelike volwassenheid word getoets hoe jy die ander persoon hanteer, laat hy kan inkom. Nie om hom uit te haal nie, maar sodat die persoon saam met jou hierdie ploeg kan trek. Saam met jou hierdie verantwoordelikheid kan doen. Saam een Heilige Gees, een Vader, een Seun wat aan die regterkant sit van die Vader. Vader, Seun, Heilige Gees. Weet jy wat? En toe hierdie twee osse begin saamwerk, soos die werkligter. Want dis nie net die een wat hardloop en hy moet al die krag hanteer, nie die een wat sy tyd vat. Vir hom is dit nog altyd net maklik. Hy voel nie eintlik nuttig nie. Ek voel nie nuttig in die kerk nie. Want die ander man hardloop vooruit, hy doen alles. En dit is waar ons kry dat mense begin, en luister, is 'n challenge hoor. Is 'n challenge hierdie. Ek challenge jou. Jy wat hardloop. Draai om en kom, ek gaan jou help. Ons is 'n eenheid. Ons opereer in 'n eenheid. Die krag van eenheid is hierdie preek se tema. Die krag van eenheid. Jy kan nie alleenig dit toepas nie. Ons het mekaar nodig. Jy is gekoop met iets wat ek nie meer gekoop is nie. Ek het jou nodig. Hier's 'n man wat die vermoë het om met die gras te kan werk. Hier sit dalk 'n man wat die vermoë het om met elektrisiteit te kan werk. Ek kan dit nie doen nie. Hier's 'n man of 'n vrou wat vermoë het om met die finansies te kan werk. En weet jy, elke persoon, soos wat hy, en ek waal af hierso, maar soos wat elke persoon sy passie toepas in die kerk, begin die kerk op te staan as 'n eenheid. Luister, ek is ernstig verloren. Jy kan nie net kerk toe kom vir Sondag en weer ry nie. Jy het 'n verantwoordelikheid binne in elke kerk. Weet jy, is daar 'n man met 'n verantwoordelikheid het? Leef jou verantwoordelikheid uit. Ek waarsku jou, ons tyd is min. En ons gaan voor die lewende God staan en hy gaan sê, wat het jy gemaak met dit wat ek binne jou gedeponeer het? Hoe het jy dit hanteer? En hierdie is ernstig. Hierdie is die kinderspeletjies. En ek dra dit oor aan jou. Want jy gaan nie kan sê, ja, ek het nie geweet nie. Jy weet. Hoor dit wat ek vir jou sê. Daar is nie 'n manier wat jy sê, ek het nie geweet nie. Johannes 17 vers 20 tot 21 wat sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie. Dis Jesus wat 'n gesprek voer met Vader, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Ek bid vir hulle wat die evangelie gaan verkondig, sodat hulle wat gaan hoor en my gaan glo. Ek bid vir hulle Vader. Het jy daai gebed gelees? Dis 'n gesprek tussen Vader en die Seun. Vers 21 sê dat almal een mag wees, net soos U, Vader in my en ek in U. Ons is binne mekaar. Maar dat hulle ook in ons een mag wees. Luister, ek vat 'n stapie verder. Is jy op die regte plek hierso? Hoor mooi. Want as God vir jou gesê jy moet by daai gemeente betrokke wees, wees betrokke. Dit help nie, hy sê vir jou wees betrokke by hierdie gemeente, maar intussen is jy by hierdie gemeente en jy kan nie jou bediening uitleef. Hoor mooi, en ek praat dit met groot ontzag. Ek praat dit met groot respek. Want dis daar waar 'n mens frustrasie in 'n kerk kry. As jy op die verkeerde plek is, waar moet jy wees? Ek is bly om te sien, almal is hier. Ek is baie bly, ek praat met jou opreg. Is dit jou plek?
mooi. Efesiërs 4 vers 1 tot 3 sê, ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, dis wat Paulus hier praat, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Wandel daar. Luister, as jy begin wandel in dit wat die Here vir jou gegee het, dan gaan jy begin 'n vrug sien wat hier plaasvind. Goed gaan na jou kant toe kom, nie negatiewe goed nie. Goed wat jou laat bou. Goed wat jou laat besef, die Here is saam met my in hierdie ding. Hoor mooi. Hierdie is nie kinderspeletjies. Kerk, luister. Ons is by die tyd verby van, jy is oulik, ek gaan jou doeke afhaal, ek gaan dit skoonmaak, ek gaan vir jou melkies gee. Nee, jy kan nie. Dis ernstig hierdie. Efesiërs 4 vers 1 tot vers 4, ja, laat ek vers 1 tot 3 lees. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here. Hoor van Paulus, hy is gevangene binne in die Here. Hy is so lief vir die Here, hy wil hom nie los nie. Om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid. Ons het vroeër gepraat oor nederigheid. En sagmoedigheid. Met 'n langmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Dis waaroor dit gaan. Kerk is nie 'n kerk wat 10 jaar of 15 of 20 jaar terug is. Hierdie is ernstig, mense. Hierdie is ernstig. Of 'n derde versie wat sê daarvan Efesiërs, en ernstig te strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Hy sê die maak terug. Kom dat ek jou help, dat ek jou die regte manier wys. Jy kan nie aangaan soos wat jy altyd aangaan. Vrede? Kom ons bewaar vrede. Of wil ons 'n klip optel en begin gooi? En ek het vroeër al gepraat oor dit. Wat is Bybelse eenheid? Onthou, eenheid is nie uniformiteit nie. Eenheid is nie, jy moet lyk soos wat ek lyk nie. Eenheid is nie, ek het soveel spiere. Ag, wat is jou spiere, broer? Kom nou. Ek ken die Bybel uit my kop uit. Wat ken jy? Dis nie eenheid nie. Jy kan nie mense so gaan meet nie. Uniformiteit, is nog 'n rowwe woord daar. Hy sê ons moet almal dieselfde lyk. That's it. Maar eenheid sê ons het dieselfde Gees, Heilige Gees. Ons ken hierdie persoon. Ons ken hierdie sagte persoon. Ons ken hierdie leermeester. Ons ken hierdie persoon wat ons kom vashou. Hy is hier op aarde. Toen Jesus sit aan die regterkant van Vader. Toe Jesus hier op aarde was en hy vir ons die voorbeeld gestel, toe het hy gesê, ek stel vir julle voorbeeld, maar gaan na my Vader toe. En ek stuur vir julle 'n helper wat net soos ek is. My verteenwoordiger. Hy vers 12 sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Ek wil hom weer lees, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Ons is die liggaam van Jesus Christus. En die Heilige Gees kom en hy help ons, laat ons in die posisie waarin ons is, laat ons reg kan opereer. Ons is baie lede, verskillende lede. Die knie kan nie vir die toon sê, ek het jou nie nodig nie.
Die kneeg kan nie vir die bobeen sê, ek het jou nie nodig nie. Die hand kan nie vir die kneeg sê, ek het jou nie nodig nie. Dis verskillende verantwoordelikhede wat elke persoon het. Ons is een liggaam, met verskillende funksies, maar ons het een bron wat vir ons voorsien, die lewende God. Eenheid is 'n geestelike verbinding. Dis nie 'n persoonlike kopie nie. Dit gaan oor gees. Ken jy die Heilige Gees? Ek herhaal dit. Ek het dit herhaal. Ek herhaal dit weer. Die oorsprong van eenheid begin by God. God drie enig. Weer, ek herhaal. Vader, Seun, die Heilige Gees. Ken ons die drie se verskillende karaktertrekke, die doel van hulle. Het ons al gegaan, het ons al 'n bietjie bestudeer. Johannes 10 vers 30 sê Jesus, ek en die Vader is een. Ons is een. Maar die werk wat ons doen, verskil van mekaar. Jesus is die woord, Vader spreek die woord. God doen dit. Laat daar lig wees. En dan vind die krag, die Heilige Gees veroorsaak dat daar lig is. En dis hoe die drie mekaar akkommodeer. Hoekom is eenheid so belangrik? Want eenheid in die kerk dra God se teenwoordigheid. Wanneer daar oneenigheid in die gemeente is, staan die Heilige Gees terug. Hy gaan hom nie op jou afforceer nie. Wanneer daar oneenigheid is, gaan hy terugstaan en hy gaan jou los, dat jy jouself uitwoed, en as jy jouself uitgewoed het, dan staan jy daar kragteloos. Wat het ek bereik? Dis die vraag wat ons baie keer kan vra. Daarom, Psalm 133, 1-3, dis 'n bedevaartslied wat daar van Dawid. En hoor jy, hier is 'n geheim binne in hierdie versies. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Saam woon in die Gees, nie in dieselfde huis nie, saam woon, eenvormigheid het. Die tweede versie sê, dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron, die priester, wat afloop tot op die soem van sy klere hieronder. Wat beteken dit? Olie. Olie vat jou deur na die salwing. Goddelike teenwoordigheid. Vers 3 sê, luister mooi, hier is teenwoordigheid olie. Vers 3 sê, dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion. Dou. Kan jy dou vorm? Kan jy dou skep? Ja. Maar jy kan veroorsaak as gevolg van die eenheid wat jy skep, dat dit begin neerdaal op die berge. Jy kan die dou maak nie. Jy kan die dou voorsien, maar met jou reaksie van eenheid kan daai voorsiening na vore begin kom. En hoor mooi, komma, Sion, komma, want daar gebied die Here, die Seun. Seun, gaan Seun. Gaan Seun. Die lewe tot in ewigheid. Ontvang die Seun van die lewende God as gevolg van eenheid. Maar hierdie Seun is nie net vir nou vir hier nie. Hierdie Seun vat jou deur tot in die ewigheid. Jy moet onthou, en ek het dit gesê en ek gaan dit weer sê. Dit wat jy deur gaan word jy mee gevorm. En met hierdie vorm wat jy hier het, gaan jy die ewige lewe in.
dan gaan jy nie meer kan verander nie. Jy kan nou groei, maar nie daar nie. Want as jy daar is, dan neem jy jou posisie in wat die Here het jou hier voorberei. Die seën van die Here, let wel, maak ryk. Moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. God beveel die seën waar daar eenheid is. Nie waar daar 'n talent is, ek kan dit doen, ek kan dit dans, ek kan sing. Nee, dit kom by eenheid. Eenheid, hoor mooi, is 'n getuienis vir die wêreld. Die wêreld hou ons dop. Die wêreld lag vir ons as ons rondloop en ons vertel van die negativiteit wat die ou in die kerk gedoen het. Die wêreld lag vir ons. Hoor mooi dit is. Die demone en die geestesrelm lag vir ons. As ons hardloop met 'n klomp negatiewe woorde. Pas op wat jy praat. Dis nie net jy nie. Dis ek en my vrou kamergesprek het, dis nie net ek en sy nie. Daar's demone en daar's engele wat hoor en die Heilige Gees hoor. En hoor mooi, as you think, so you are. Soos wat jy praat, van die gedagtes word te praat, soos wat jy praat, so begin dit in jou lewe te realiseer. Wat breek eenheid? En ek het dit nou so vlugtig genoem. Galasiërs 5 vers 19 vers 21. Mense, hierdie is ernstig. Weet jy toe ek het weet deurgaan, ek besef ek moet dit net sê vir julle. Dit kom uit die Bybel uit. Dit is nie ek wil dit sê nie. Dit kom uit die woord uit. Dit is ernstig. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, wat 'n mens uit jou vlees uit doen. Naamlik oorspel, hoereerry, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, geld. Is dit prioriteit nommer 1 in jou lewe? Towery, vyandskap, twis, ek voel regtig nie, jaloesie, toornigheid, naaiwer, tweedrag, kom ons maak 'n span. Nou weer verlede week ook met 'n man gesels, sy leier. Hy deel die woord, mense kom in, stap in. Wie jou die reg om so te praat, en dis wille woorde, dis swaar woorde. Hy sê, as ek sit, ek is stikkend, ek huil. Ek wil die mense help, ek wil help in die woord uit. Die mense kap links en regs. Ek is stikkend. Ek oorweeg dit om moed op te gee. Ek wil dit nie doen. Mense het nie meer ontzag nie. Mense het hulle respek vir die Here verloor. Dit gaan nie meer oor Here, dit gaan oor die. Dit gaan oor ek, wat ken ek? Ek ken die Bybel uit my kop uit, jy gaan my niks vertel nie. Dat is niks liefde. Afgunstigheid, vers 21, moord, dronkenskap, brassery. Wat is brassery? Te veel eet, oor eet. Geliefde, ek moet getuig, ek het baie geëet, totdat ek hierdie woord begin leer ken, oor eet. Dis 'n sonde, oor eet. As jy klaar geëet het, moet jy kan voel, jy klaar geëet. Jy moet nie kan sê, ek het te veel geëet, ek het gevreed. Ek het te veel, ek kan nie beweeg nie, ek kan ook nie loop nie. Dis verkeerde sonde. Dis brassery. Werk oordeelkundig met jou liggaam. Wie bly nog saam met jou in hierdie liggaam? Die Heilige Gees. Respekteer jy hom op die manier hoe jy eet? En dergelike dinge, soortgelyke dinge praat Paulus van, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het,
dat die, en hoor hierdie woorde, mense luister, dat die, en dit staan in die Bybel 53 vertaling, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Klaar. Ek het dit weer wat terughoor, soek 'n preek, jy sê preek. Waar is jy? Jy het nog kans om reg te maak, maak reg. Kom en lei. Die grootste vyandis van eenheid is nie verskille tussen mekaar, of moet my harrel en so, jou harrel en so. Nee. Dis trots. Ek is beter as jou. Kyk my kar, kyk my huis, kyk my mooi vrou. Is mooi as jou vrou. Ja, ek kry dit. Kyk my man. Intussentyd gaan dit oor, ek en my vrou is een, ons demonstreer dit aan die wêreld, ons eenheid. Dit gaan nie oor trots nie. Hoe begin ons eenheid te bou? Dit begin by nederigheid. Engelse woorde wat sê, I want to serve. Filippense 2 vers 3 tot 5. Moenie iets doen uit selfsugtigheid of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Die onthou dat twee osse, ons wat so vinnig is. Kom begin saam hardloop. Ons begin saam ploeg. Kom ons trek hierdie ploeg. Kom. En daarom is dit so ontsettend belangrik, en ek praat met potentiële leiers en ek praat met die leiers, gaan af na die ander persoon se vlak toe, gaan tel hom op en begin saam met hom opbeweeg. Dit help nie, jy staan nie bo en ek sal jou optrek nie. Nee. Jy moet gaan na die persoon se vlak toe, dat jy kan sien waarmee kom hy of sy in aanraking. Dit help nie, jy vat om jy trek hom op nie. Maar as het saam met die onder kan begin, dat ons saam die pad begin, dat ons saam hierdie ploeg kan streef, dan gaan die lyne wat ons volg in lyn loop. Maar as ek I nie myself is, dan is daai ploeglyne skeef. Hoor mooi. Ag mekaar hoor as julle self. Dis God se mense die weerwerk. En ek moet hulle respekteer. 'n tweede punt wat baie sterk uitstaan, wat help met hierdie eenheid, is die liefde. Hoe begin die liefde? Dis nie 'n wêreldse liefde. Verliefdheid, ook nie die regte liefde nie. Dis die liefde wat jy ontwikkel in jou stilte. Here, ek is lief vir U. Wat kan ek doen vandag? Help my. Dit is seker die kragtigste gebed wat ons kan kry. Ek is lief vir U, Here. En daai afspraaktyd, kan jy onthou, man en vrou, wat dalk nou al getroud is, jy maak 'n afspraak, jy gaan kuier vir jou, eers vir jou meisie gaan kuier, jy maak 'n afspraak, en jy mis nie die afspraak nie. Jy is daar. Jy wil nie hê sy moet vir my wag. Ek wil nie hê sy moet vir my wag en kwaad word nie. Ek wil nie hê my vrou moet vir my wag en kwaad word nie. Ek respekteer haar. Kolossense 3:14 wat sê, en beklee julle met die liefde wat die band van volmaaktheid is. Hierdie liefde. Dis vir my lekker om te doen wat U wil hê ek moet doen, Here. Die bediening wat U vir my gegee het, Here, hierdie gawe wat U vir my gegee het, dis lekker. Ons het dit gesing vanmôre. Of nie vanoggend nie, al 'n paar weke terug. Dis so lekker om die Here te dien. Julle ken hom, né? Dat sê. Liefde is die grond van eenheid, maar dis 'n liefde wat eers begin by jou en God. Kyk mooi, ons kernwaardes. Lief vir God nommer 1. Lief vir mense nommer 2. Ons kernwaardes. Nommer 3 is streef na uitnemendheid. So dit wat ek doen, wil ek graag goed doen. Hoekom? Ek is lief vir die Here.
As my vrou vir my sê, en ek het sê, wees daar ding, sy sê vir my, hoorie, jy moet bietjie beter ry. Ek kan nie meer vir die manier wat jy ry nie. Sê ek, ek weet die vuur. Jy weet daai nie. Maar dan kom die ding by, die een met die kar uittrek, die ander een met die hek oopmaak. En dit gaan, Jaco is ook nog partykeer tussen, en Jaco het ook nog partykeer sy tyd. Ek trek altyd die kar uit. Dis tussen Jaco en sy ma wat die hek moet oopmaak. Hulle moet ons 'n verantwoordelikheid hê, daar moet ons 'n eenheid wees. Kom my vrou, sê, hoorie, ek dink ek gaan vanaand die kar ry, en jy moet die hek oopmaak. Ja, okay. Maar nou ek is soos daai ons die vinnige een, ek wil, jy weet, as ons al om die draai, waar is die sleutel van die hek, ek wil dit reg hê, ek wil dit in my hand hê. En partykeer dan raak ek so vinnig en sê, hoorie, kry asseblief die sleutel in jou hand, ek bestuur nou. Jy moet nou vinnig maak, hoor. En dan raak daar so gesprek hier, jy weet, dit raak so, dit begin so naar en so warm word, en dan sê ek, stadig, harde, stadig, bewaar die liefde, bewaar die vrede. 'n derde punt wat help met eenheid is die Heilige Gees. Ek is baie lief vir die Heilige Gees. Hy is fantasties. Efesiërs 4 vers 4 sê, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Ons is geroep, mense. Ons het 'n verantwoordelikheid. Een liggaam, een gees. Ons skep nie eenheid nie. Ons bewaar die eenheid. Baie keer dan kry ek, en ek het my vrou dit ook al gebeur, en ek het dit ook al gesê, maar gaan dit weer sê, baie keer dan kry ons dat, ek is verkeerd, en sy is reg, en ek oortuig, ek is reg, en kom Heilige Gees, en sy hart is bies die oortuig, en sê ek is skies my vrou, baie keer is ek verkeerd, of ek reg, om die vrede te bewaar, sê ek is skies, al is ek reg. Ek soek die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons hier. Ek soek sy teenwoordigheid by ons. Want wanneer hy teenwoordig is, dan kom hy en hy breek die openbaring vir ons. Praktiese toepassing vir plaaslike kerk is praat met mekaar. Moenie oor mekaar praat nie. Praat met mekaar. Hanteer konflik vinnig. As daar iets is, hanteer dit. Bid saam. Vier mekaar se gawes. Het jy 'n gawe? Wat is jou gawe? Ek kan bid. Kom, ek is bly. Kom bid saam met ons. Onderwerp jou aan geestelike gesag. Ons moet sit met wat van bo af deurkom van pastoor Patrick, hulle teachings, hulle leringe. Ons moet dit sit met. Daarom praat ek ook van eenheid. Pastoor Patrick het dit uitgewerk. So gesê, kom ons kyk na eenheid. Kom ons as 'n PPK kerk werk met eenheid. Nou jy moet nie copy en paste nie. Maar ons praat van eenheid. Hoekom wil ons dit doen? Want ons wil hê die seën van die Here van bo af deurloop na ons toe. Dis belangrik. Ek kry mense wat sê, ja, is dit vir my nie. Ons weet. Ek hoor wat die Heilige Gees vir my sê, dan gaan hy op sy. Dis ook reg, dis goed, dis goed. Maar eenheid is so ontsettend belangrik. Handelinge 2 vers 1 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En dis waar die geboorte van die kerk plaasvind. Geliefde, Jesus het aarde toe gekom vir die wêreld, om die wêreld te kan red. Die Heilige Gees het gekom om die kerk van God te kan plant, en die kerk van God op te rig. Dis die verskil tussen die twee. Baie keer het ons al gevra,
Hoe werk dit? En daarom ons sit in 'n kerk vandag. Jy kry jou evangeliste, hulle gaan nog steeds uit. Jy kry jou apostels, hulle gaan plant kerke. Jy kry jou profete. Jy kry jou pastore, jy kry jou teachers. Kry hulle. Maar ons wat hier is, moet in 'n eenheid kan opereer. Handelinge 2 vers 1, ek herhaal hom. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En toe kom die Heilige Gees en 3000 mense word gered daai dag. En die Heilige Gees kom en hy vat vir Petrus en hy gee vir Petrus daai boutes om te kan praat, om te kan preek. Waar Petrus het vroeër eers weggehardloop. Vrou wat vir hom sê, hoorie maar ek ken jou, jy volg vir Jesus. Nee, ek ken hom glad nie, los my uit. Vroeër toe Jesus gekruisig moes word. Waar was Petrus? Baie van ons is daar. Maar ons moet beweeg. Heilige Gees, vul my, vernuwe my. Koning Jesus, ek gee my hart vir U. Sodra jy jou hart vir Jesus gee, deponeer hy die Heilige Gees binne in jou. Wedergebore kind van God. Ons sal beskoop. Ek wil bid. Ek wil gesprek voer met die Here. Ek het saad gevat, ek het dit gesaai. Heilige Gees kom en hy werk. En ek wil bid namens die gemeente, Here, wys ons waar ons die eenheid gebreek het. Gee vir ons die genade om te kan herstel. Here, maak vir ons 'n huis waar U graag wil woon. Hier sit mense dalk vanmôre wat sê, my saak is nog nie reg met die Here. Die Here wil graag hê jy moet betrokke wees by die kerk. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het, steek op jou hand, jy is welkom. Jy kan jou hand opsteek. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het, Gees van God. Ja, God. Dis mense wat hulle hande opgesteek het. En ek wil bid vir daai mense. Jy is welkom, kom staan gou hier voor, dan bid ek vir jou. Ek gaan nie kliphard bid nie, ek gaan saggies bid vir jou. Dat ek en jy saam bid, kom staan hier voor.